Ek sê vir julle welkom hier by die NG Kerk van Karasburg se erediens vir Sondag 2 Maart 2025. En natuurlik ook gaan ons vandag voort met ons reeks waar ons kyk na gelykenisse. En net so 'n vinnige nota, net dat u moet onthou dat wanneer ons kyk na 'n gelykenis, dan moet ons verstaan dat elke gelykenis probeer 'n sekere aspek van die koninkryk van God vir ons wys en leer. En dit gee met ander woorde nie 'n volle prentjie van die koninkryk van God nie. En daarom is dit belangrik dat ons sal verstaan dat ons nie buite die ruimte wat elke gelykenis probeer in werk, probeer beweeg om die res van die koninkryk te probeer verstaan of interpreteer nie, want dan gaan ons in probleme in vashardloop. So, voordat ons dan met ons teksvers begin, kom ons bid net eers saam. Dankie Hemelse Vader vir nog 'n gelykenis, vir 'n geleentheid om ook weer uit u woord uit te leer, te ontvang, en Here dan ook te verstaan hoe u koninkryk werk. Wil U ons nou seën Here deur dit wat ons gaan ontvang en help ons ook in die uitleef daarvan. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ons teksvers is Matteus 18 vanaf vers 21 tot en met 35, so kom ons lees dit saam. Toe het Petrus nader gekom en hom gevra: Here, hoeveel keer sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 keer toe? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot 7 keer nie, maar tot 70 maal 7 keer. En daarom is die koninkryk van die hemel soos 'n koning wat rekenskap van sy slawe wou eis. Toe hy hulle skuld begin nagaan, is een wat 10.000 talent verskuldig was na hom gebring. Omdat hy nie kon terugbetaal nie, het die Heer beveel dat hy, as ook sy vrou en kinders en alles wat hy besit, verkoop word en dat die skuld so terugbetaal moes word. Die slaaf het toe voor hom op die grond neergeval, laag voor hom gebuig en gesê: Wees geduldig met my, en ek sal u alles terugbetaal. Die Heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry, hom vrygelaat en sy skuld vir hom kwytgeskeld. Maar toe daardie slaaf uitgaan, het hy een van sy medeslawe gekry wat hom 100 denarius geskuld het. Hy het hom in die keel gegryp, gewurg en gesê: Betaal terug wat jy skuld. Sy medeslaaf val toe neer en smeek hom: Maar wees geduldig met my en ek sal jou terugbetaal. Maar hy wou nie, inteendeel, hy het weggegaan en hom in die tronk laat gooi, totdat hy die verskuldigde bedrag sou terugbetaal. Toe sy medeslawe sien wat gebeur het, was hulle baie ontsteld en het vir hulle heer alles gaan vertel wat gebeur het. Daarop ontbied sy heer hom en sê vir hom: Jou slegte slaaf, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig soos ek jou begenadig het nie? En sy heer het kwaad geword en hom aan die folteraars oorgegee totdat hy al die skuld sou terugbetaal. So sal my hemelse Vader ook met julle maak, as julle nie elkeen van sy broer van harte vergewe nie. Ons lees tot sover. Nou in die voorafgaande hoofstuk 16 van Matteus is Jesus besig om 'n soort van verskillende orde reëlings te gee aangaande hoe gemeentes van Christus dan ook funksioneer. En een van die gewigtigste vraagstukke wat Jesus dan hanteer is die plig van vergewensgesindheid. En dan teen die tyd wanneer ons dan by die 18de hoofstuk kom rondom byvoorbeeld hoe om tug toe te pas teenoor mekaar, kom die vraag dan oor vergifnis weer sterk na vore. So sien ons byvoorbeeld dat Petrus dan vra: Maar Here, hoeveel keer moet ek dan my broer so vergewe? Selfs 7 maal? Vra hy toe. Nou ons moet verstaan dat die mense in daardie tyd geweet het van vergelding. Ek het in een van my vorige preke verwys na hoe die beginsel van oog vir 'n oog, wat eintlik vir die regstelsel bedoel was, verkeerdelik begin insluip het in die alledaagse omgang met ander mense. Nou die lied van Lamech wat ons van lees in Genesis 4 byvoorbeeld, is belangrik vir die verstaan van Jesus se reaksie en die rede vir die vertel van die gelykenis en selfs ook Petrus se vraag. Dis daar sal staan: Vir 'n wond aan my maak ek 'n man dood, 'n jong man vir 'n kneusplek aan my. Ja,
7 maal word Kain gewreek. En wanneer hy sê 7 maal, en dink ons dadelik aan, met ander woorde, hierdie vergelding 7 maal, teenoor Petrus se vraag, moet ons dalk 7 maal vergewe. Maar Lamech 77 maal. So wanneer Jesus dus antwoord dat ons net 7 maal, nie net 7 maal keer moet vergewe nie, maar 70 maal 7, dan wys Jesus uit dat die vergifnis wat ons moet gee, dis altyd meer moet wees as die onreg, deur die 7 met die 70 te maal. So Jesus keer hierdie lewensreël van vergelding volkome om. Met ander woorde, die vergelding gedeelte is nie meer die belangrikste faktor in die bepaling van verhoudinge tussen mense meer nie, maar eerder die vergewing, barmhartigheid. Jesus se 70 maal 7 teenoor die 7 van Kain en die 77 van Lamech wys duidelik dat daar nie meer perke gestel kan word aan die uitdeel van vergifnis nie. In die koninkryk van God gaan dit nie om 'n reël of 'n getal wat 'n beperking sit op hoeveel keer 'n mens moet vergewe nie. Selfs Jesus se getal van 70 maal 7 is nie eenvoudig net om 'n nuwe getal te gee nie, maar juis om te beklemtoon dat vergewing moet geskied sonder maat, sonder beperking. En dan juis om hierdie beginsel van die koninkryk van God by hulle tuis te bring, vertel Jesus dan hierdie gelykenis. Nou in die gelykenis is daar 'n man wat die koning 10.000 talent geskuld het. Nou om dit te verstaan, talent was die grootste geldeenheid gewees. 1 talent was gelykstaande aan omtrent 6.000 denarius, wat die meer algemene gebruiksgeldeenheid was van die dag. So dit kom basies daarop neer, dat 10.000 talent is met ander woorde om en by 60 miljoen denarius, wat 'n verskriklike groot bedrag was, iets wat die dienskneg as ware nie sou kon terugbetaal nie. Daar's 'n groot verskil tussen R100 en 60 miljoen rand. En dit word as prins as so 'n baie groot getal weergegee, net om te bewys hoe elkeen van ons eintlik met 'n sondeskuld sit, wat geen een van ons werklik kan terugbetaal nie. Nou die man kon dit nie terugbetaal nie, en daar was dus net een ding wat vir hom sou voorlê. Alles wat hy het, sou verkoop moes word. Hy self, sy huismense, net om daardie skuld gedeeltelik waarskynlik dan te kan delg. Wat beteken hy verloor alles. En natuurlik in vergelyking sal elke mens op hierdie aarde sy eie lewe moet gee om aan al sy eie sondeskuld te betaal. En dis wat ons bedoel, elke liewe mens as sondaar is veronderstel om in die hel daai skuld te betaal. Die hoofsaak hier is dat die man 'n byna onberekenbare skuld opgebou het, en dit moet betaal word. En dan in sy omstandighede is die enigste beslissing wat verwag kan word, eintlik 'n volstrekte uitwerping, 'n vernietiging, ondergang vir altyd. En met so 'n vooruitsig kan daar slegs, ek kan maar net raai, doodsangs en radelose by hierdie man gewees het, want dit het hom gedwing tot smeekbede om genade. Wat hy vir die Here vra, maar wees geduldig met my, ek sal dit terugbetaal. En dan gebeur daar iets eintlik onverwags, en dit is dat die koning hom innig jammer gekry het, en hom losgelaat het, met ander woorde sy boeye is afgehaal, en sy skuld is kwytgeskel. Die vergifnis wat die koning hier bewys aan die man is 'n handeling wat heeltemal anders is as hoe mense normaalweg in daardie tyd en eintlik maar vandag ook gehandel het. En vergelykend wys dit natuurlik na Jesus wat al ons sondeskuld kom wegvat en ons loskoop as ware. So ons sien dat hierdie gelykenis het momente waar dit meer word as net 'n gelykenis, deurdat dit vir ons 'n beeld skets van hoe God met ons as mense handel. Die man het as 'n ware vir 'n uitstel gevra vir die terugbetaling van die skuld. Maar die koning gee vir hom meer as dit. Hy word losgelaat deurdat sy boeye verwyder word en sy skuld word gedelg. Albei dinge waarvoor hy nie eens gevra het of selfs verwag het nie. En is dieselfde met ons. Die genade wat God vir ons gee deur ons sondeskuld te betaal,
is veel meer werd as wat ons vir gevra het of selfs verdien. En so word hierdie diensknegtes dus laat gaan, as 'n vryman. Maar sodra hy buite kom, sien ons hoe hy iemand raakloop wat weer aan hom 100 denarius geld verskuldig is. Ek bedoel, 100 is maar klein in vergelyking met die 60 miljoen wat hy geskuld het. Nou hy kom die man sommer reguit op hom af en hy gryp hom aan die keel en hy het hom gewurg en hy het sy geld teruggevra. En net soos hy 'n paar minute terug voor die koning gedoen het, val hierdie ou ook weer voor hom neer en pleit vir uitstel. Maar anders as die koning, het hy nie genade aan hierdie man gewys nie, en hom eerder gesleep en in die tronk laat gooi. So hier kry ons nie dieselfde genade soos vroeër nie. Sy ore is doof vir die smeking om genade, en sy hart is ongevoelig vir die nood van 'n ander. Sy gedrag teenoor sy mede-slaaf is so afskuwelik dat die ander wat dit gesien het, dit aan die koning gaan vertel het, of sy heer gaan vertel het, aan wat hierdie ou uiteindelik gedoen het. En dieselfde heer, wat vroeër soos 'n vader teenoor hom opgetree het, tree nou as 'n streng regter op. Die persoon wat vroeër begenadig is deurdat al sy skuld afbetaal is en hy vrygelaat is, word nou hierdie keer uitgelewer, totdat al sy skuld terugbetaal is. Met ander woorde, wie ook al onbarmhartig optree teenoor sy medebroers en susters in die geloof, verbeur alle aanspraak om begenadig te word deur die Here. Jesus het vroeër met die Onse Vader gebed ons juis oor hierdie vergifnis geleer. Wat hy gesê het dat ons moet bid, vergewe ons, soos ons skuldenaars vergewe. En dit saam met hierdie gelykenis maak 'n baie belangrike verpligting tot barmhartigheid vir ons. Ons wat barmhartigheid van God ontvang het, moet dus ook barmhartigheid teenoor ons medemens bewys. En as ons nie hierdie verpligting as 'n wet van koning Jesus begryp en as ware onvoorwaardelik en onophoudelik gehoorsaam nie, dan stel ons onsself eintlik daarmee onder die oordeel van die hemelse regter. En net om hierdie gedagte eintlik nog vaster te lê, dink byvoorbeeld aan die samevatting van die wet wat Jesus gee, wanneer hy sê dat in die eerste plek moet ons God lief hê met alles wat ons het, en dan in die tweede plek wat hiermee gelyk staan met die eerste ene, is dat ons met ons medemens lief hê soos onsself. En die persoon in die gelykenis is vrygestel van die skuld teenoor sy Heer. Maar toe hy nie eers barmhartigheid bewys teenoor sy medemens, wat eintlik baie minder geskuld het nie, is daardie vergifnis wat aan hom gegee is, teruggetrek. Daar is dus 'n baie noue verband tussen ons verhouding met God en ons verhouding met ons naaste. Ek kan nie sê ek het 'n goeie verhouding met God en dan 'n slegte verhouding met mense hê nie. Waarop het neerkom, is omdat ons begenadig is deur God, moet ons met genade optree teenoor ander. Hierdie genade van God is 'n wonderlike geskenk wat in ons gegee is. Iets wat ons ontvang het, sonder dat ons dit verdien het. Alles danksy die Vaderhart van God wat 'n verbond met ons as mens kom sluit het. Wat die gelykenis dus ook probeer wys, is dat ons kan dus nie anders as om ook daardie genade, vergifnis en barmhartigheid wat ons van die Here af ontvang, te wys en te gee aan ander mense rondom ons nie. Vergewensgesindheid is die hart, die hoofslagaar van alle gemeentes, waar ons mekaar van harte vergewe, en daardeur word gemeentes gebou en in stand gehou. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons moet dalk bieg vandag, dat ons baie keer optree en dinge doen, Here, wat dalk nie 'n spieelbeeld is van die genade en die liefde en die vergifnis wat ons van U af ontvang nie. En daarom vra ons om verskoning en vra ons Heilige Gees, help ons om werklik reg op te tree soos wat U van ons ook vra.
Help ons om ook barmhartig en genadig teenoor mekaar te wees en vergifnis uit te leef. Ons dank U vir hierdie voorbeeld van die gelykenis wat U vir ons gee. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Mag die Here by U staan en mag hy U help ook om te besef hoe groot sy genade is, maar ook om sy liefde uit te dra. En daarom mag jy ook nou die krag en die wysheid en die geduld en die liefde van God ons Vader ontvang. Amen.